Hallo preps, ek wil gou saam met jou wiskunde leerpapier deurgaan. Soos jy kan sien, skryf jy die 6de Junie wiskunde. Dit is op 'n Vrydag, lekker, want julle doen altyd goed in wiskunde. Jy gaan so leerpapier van afwerk. Jy sal sien ons skryf oor kwartaal 1 se werk en ook kwartaal 2 se werk. Jy gaan die werk van kwartaal 1 en kwartaal 2 in jou werkboek en in jou leer. Onthou julle, ons het kwartaal 1 het ons baie van ons boekies en ons werk in ons leers gedoen, maar kwartaal 2 het ons meer begin werk in die werkboeke. Ons gaan nie vir julle sakrekenaars laat gebruik in die eksamen nie, maar ek gaan wel vir jou weer so groot 1000 kaart gee en ook 'n breuke muur wat jy kan gebruik. So jy gaan genoeg goedjies hê om jou te help. Dan, ek wil gou kwartaal 1 se werk saam met jou deurgaan. Ons het baie van dit gedoen, verdubbel en halveer en optel en aftrek. Jy gaan kyk, aktiwiteit 16, bladsy 60 tot 63 in jou leertjie, is al die verdubbel en halveer wat ons gedoen het, en dan bladsy 17, aktiwiteit 17 tot 22 is heeltyd optel en aftrek, waar ons net gewone optel en aftrek doen, waar ons gaan leen, waar ons oordra, met duisende, honderde, tiene, ene, of net honderde, tiene, ene. So dit is kwartaal 1 se werk wat jy moet doen. Kijk, goed, kom ons begin by verdubbel en halveer. Ek gaan sommer hier 'n paar voorbeelde. Jy gaan dit ook in sulke blokkies kry, soos wat ons dit geoefen het, so jy behoort te weet presies waaroor dit gaan. So kom ons kyk na die eerste een. Verdubbel en maak seker jy verdubbel as daar staan verdubbel en deel dit nie in die helfte nie. So eerste ding, verdubbel weet jy dadelik, dit is 2 keer dieselfde getal. So jy moet hom maal met 2 of dieselfde getal plus dieselfde getal. Nou, wat is ons eerste stap? Ons kyk, hier is net tiene en ene. So nou weet jy, daar's tiene en ene vir jou. En nou gaan ons die getalletjie opbreek. So, tiene, die 4 is onder die tiene, so dit beteken, dit is 40. Nou sit ons 'n 0 daar in die plek waar die ene moet kom. En die ene het nie 'n 0 nie, dit bly net 'n 8. Goed, so daar is jou getalletjie nou opgedeel. Nou begin ons altyd aan die ene se kant. 8, verdubbel 8, so 8 plus 8 of 8 maal 2 is 16. En 40 maal 2, so jy kan altyd mos die 0 afbring, want dan mag net 'n 0 wees. 4 maal 2 is 8, of 40 maal 2 is 80. 40 plus 40 is 80. Nou kyk jy, iets lyk nie lekker hier nie. Hierso is iemand wat nie hier moet wees nie. So, ek kyk, daar's tiene en ene, maar dit is net die ene se huisie, so wat gaan ek nou doen? Ek moet nou hierdie tiene wegvat. So daarso, hy mag nie hier wees nie. So ek vat hom na sy plekkie toe, en ek gaan plus 10 daarby. Ek wil baie graag die stap sien in die toets. Ek gaan vir jou 'n punt gee, as jy vir my wys, wat het jy daar gedoen? Goed, nou het jy net 'n 6 hierso. So, die 6 kom nou net af onder toe, en 80 plus nog 10, of 8 plus 1, is 9, en ek bring die 0 af, of 80 plus 10, is 90. Nou is jy reg, jy het tiene, en jy het ene. En as ek dit by mekaar bring, is dit 96. Dan kry jy ook 'n punt vir jou antwoord. Onthou om vir my al die stappe te wys. Goed, kom ons kyk gou na nog 'n voorbeeld. Hierdie ene, hier sien ek. Hier is nie nou net tiene en ene nie, daar's honderde. Honderde het hoeveel nulle? 2. Daar's tiene wat 1 0 moet hê, en daar's ene wat nie 'n 0 by kry nie. Nou deel ek my getalletjie op. So ek het 200. Want daai tweeetjies raak nou nulle daar. Ek het 4 en 'n 0, 40. Jy kan dit vir jou so daarbo skryf as dit vir jou makliker is. En ek het 'n 4.
vir die ene. Goed. Waar begin ek altyd? Ek begin by die ene. 4 plus 4 of 4 mal 2 is 8. En dan kan jy weer sê 4 plus 4 of 4 mal 2 is 8 en jy bring die 0 af en dit gee vir jou 80. Onthou, daar moet nulle by die 10 wees, 'n 0 by die 10. 40 plus 40 is 80 as jy hom so wil uitwerk. 2 plus 2 is 4. Is ek klaar? Nee. Wat gebeur met die nulle? Hulle kom net af. So daar is my getalletjies. Kom ons kyk gou wat reg is. Honderde, daar's net honderde. Tiene, daar's net tiene. En ene, daar is net ene. So nou kan ek hulle bymekaar bring. Die 4 kom af, die 8 kom af en die 8 kom af. Dit gee vir jou 488. 400 plus 80 plus 8. Onthou, jy kan nie vir my skryf 480 en 8 nie. Die nulle moet ons nou weggaan, want die ene gaan in die nulle se plek. So maak seker, jy bring net die voorste getalletjie af, of jy plus dit bymekaar. Goed, dit is verdubbel. Nou kyk ons bietjie na halveer. Halveer beteken, ek moet dit deel tussen my en my vriend, of tussen my en my boetie. So ek moet dit in 2 deel. So as jy nou lekkers het, dan moet jy dit nou in 2 deel. So as jy 64 lekkers het, nou moet jy dit deel tussen jou en jou vriend. Eerste wat ek doen, ek kyk 10 en 1. Dan, tweede stap, ek deel my getalletjie op. Die 6 kom af. Dit kan nie net 6 wees nie, want dan beteken dit is net 1. So ek verander hom na 60 toe, want hy is onder die 10 se plek. 1 is net 4. Nou kyk ek. 4, as ek 4 lekkers het en ek moet dit in 2 deel, dan kry ons elke enetjie net 2. As ek 60 het en ek moet dit in 2 deel, as dit te moeilik vir jou is, dan weet jy mos, ons bring die 0 af, en ons kyk of die 6 kan deel in 2. 6 gedeel deur 2 is 3. Ja, daar is 10 by die 10, daar is 1 by die 1, so ek hoef niks weg te vat of te verander nie. 30 plus 2 gee vir my 32. Goed, ons kyk die volgende enetjie. Hier het jy weer honderde, jy het 10 en jy het 1. Ons deel die getal op. Honderde is 800, 2 nulle. 10 is 50 en 1 is 2. Ons begin altyd by die 1. As jy 2 gedeel deur 2, dan kry elke een maar 1. Een vir jou, een vir my. 50, onthou julle, die patroon van 50, by dieselfde bly, ek gaan hom sommer nou net hier skryf, 25, 50, 75, 100, en dan begin jy mos weer oor, 125, 150, 175, 200, dan begin jy weer oor, 225, so hy het die hele tyd dieselfde patroon. So nou kyk jy 50, as jy 50 gaan deel deur 2, dan gee dit vir jou 25. 8 gedeel deur 2 gee vir jou 4, en onthou dis honderde. Kyk, kom ons kyk gou of almal op hulle regte plekke staan. Honderde is reg. Hierso is 10 en 1, so wat gebeur? Ek moet die 1 wegvat. So ek sê 1 plus 5. Ek sit hom nie, hy mag nie daar neerval nie, dis net as dit honderde is of 10 wat daar neer mag val, by die 1 moet jy die getalletjie skryf. So die 5 gaan weg. Nou het ek 400 oor, onthou jy gaan nie hom weer in 2 deel nie, hier kom 'n 20 af, en 1 plus 5 gee vir my 6. Nou is almal op hulle regte plekke. So die 4 kom, die 2 kom, en die 6 kom af. 426. Goed, dit is verdubbeling en halvering. Onthou, jy het 'n telkaart, gebruik die telkaart, jy mag ook daarop skryf, as jy vir jou wil goedjies uitwerk hier langs op die papier, is jy welkom, of jy kan agter op die papier van die telkaart ook uitwerk. Onthou om vir my, jou stap te wys. Ek wil sien wat het jy gedoen, om by die antwoord uit te kom. Goed, nou gaan ons, die tweede ding, waarna ons gaan kyk op jou leerpapier, is optel en aftrek. Goed, daar's baie aktiwiteite wat jy daarvan gedoen het.
so ek is seker, ons almal weet nou al mooi om op te tel en af te trek. Nou kom ons doen gou 'n voorbeeld van ek. Goed. Dit kan in so 'n formaat wees, julle ken die twee formate wat ek gee. Dit werk dieselfde as verdubbeling en halvering. Ons kyk, waar is die honderde, waar is die tiene en waar is die ene. My eerste stap hier is, ek deel die getal op. 200, 20 en 5. So my boonste eerste getalletjie is opgedeel. Dan 400, 30 en 6. Waar begin ek altyd? Ek begin altyd by die ene. 5 plus 6. As jy dit nie kan uitwerk nie, dan kyk jy op jou telkaart. Telkaart werk so, jy sit hom op die 5 en jy tel 6 by. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit gee vir jou 11. 20 plus 30 of 2 plus 3 gee vir jou 5, so dit is 50. En 200 plus 400 gee vir jou 600. 2 plus 4 is 6 en jou nulle kom af. Nou kyk ons of almal op hulle regte plek sonlos. Honderde by honderde, daar's tiene by tiene. Oepsie, hier is nie net ene by ene nie. So ek kyk gou. Hier's 'n 10. Hierdie 10 moet ek wegvat. Hy mag nie daar wees nie. Dit beteken, daar bly nou net 1 oor. En ek vat die 10 na die tiene toe. 50 plus 10 gee vir my 60. En hier's niks wat verander by 600 nie, so hy mag net so afkom. Hy is reg. Nou, ek kyk of jy daai stap gedoen het. En dan kyk ek of jy dit afgebring het. En dan kyk ons na die antwoord. 6, 6, 1. 600 plus 60 plus 1 is 661. Goed. Kom ons doen gou 'n ander formaat van optel. Ons kyk gou na hierdie enetjie. Dis ook 'n optelsommetjie. Hierso skryf ons weer dieselfde, maar ons doen dit nou net langs mekaar. Maar nou wil ons die honderde by die honderde hê, die tiene by die tiene, die ene by die ene en hier's die antwoord. So ons begin om dit eers neer te skryf. 200 plus 300. 200 plus 300. Mag ek dit al uitwerk? Nee, want ek moet by die ene begin. 80 plus 90. 80 plus 90 is gelyk aan en jou ene is 3 plus 4. Nou het jy jou hele sommetjie vir jou neergeskryf. Ons begin nou weer by die ene. 3 plus 4 is 7. Maak seker op jou telkaart, moenie net raai nie. Goed, so die ene lyk vir my reg. Kom ons gaan op. 80 plus 90. So nou kan jy gaan kyk op jou telkaart. Jy kan 8 plus 9 by mekaar tel. En ons kyk, daar is die 8. Dis die 8. En ons tel 9 by. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dit gee vir jou 17. Maar, dis 10, so daar moet 'n 0 bykom. En hier sien ek nou klaar. Hier mag nie honderde wees nie. Hier mag net 70 wees, want is 10, so die honderde moet ek opbring. En ek moet hom daarby sit. Nou bly daar net 70 oor. So nou is my 10 ook reg. Dan 200 plus 300. 2 plus 3 is 5, plus nog 1 is 6. So dis 600. Ok, hulle almal lyk nou vir my of hulle op die regte plekke staan. So ek gaan dit nou alles afbring. 600 plus 70 plus 7 gee vir my 677. Goed, onthou om jou stap vir my te wys. Jy hoef nie 'n kleur te gebruik nie, jy kan sommer met jou pen dit doen. Geen potlood op die vraestel nie asseblief, alles met pen. Goed, nou gaan ons kyk na die aftrek. Hier is nou weer so 'n formaat. En ons gaan eers begin
deur ons getalletjie op te breek. 534. 534. En die tweede getal is 310 en 6. Waar begin ek? Ek begin altyd by die ene. 4 plus 6 is 10. Hier kan ek al klaar sien, hier mag nie 10 wees nie. 30 plus 10 is 40 en 500 plus 300 is 800. Goed, nou kyk ek, hier mag glad nie 10 wees nie, so ek moet daai hele 10 wegvat en hier bly net 'n 0 oor. 40 plus 10 gee vir my 50. O, jene, ek doen nou 'n plus sommie, so askies, ek gaan hom nou 'n minus som maak. Kom ons oefen maar weer 'n plus som, askies julle, dit was nou my fout. Ek gaan net nie nou die video oor begin nie, so ons gaan nou maar aan met hom. 40 plus 10 is 50, en die 800 kom af, en as jy dit plus, dan gee dit vir jou 850. Jammer julle, kom ek gaan hom gou vir julle minus. Ek gaan nou vir julle 'n minus enetjie doen. Ons doen sommer 'n minus 1 met duisende. Jammer oor daai een. OK. Ek gaan nou onthou. Sien, ek kan ook foute maak. So, dit beteken jy moet baie mooi oplet in die toets, wanneer moet jy minus en wanneer moet jy plus. Ons begin deur die getalletjie op te breek. 8.284 minus 1.673. Goed, ons mag nie die getalle omruil nie. Hierdie een moet eerste wees en daai een moet tweede wees. So hy moet eerste wees, daai moet tweede wees. Ons kan nie besluit, ons wil nou net dit anders omdoen nie. 4 minus 3 gee vir my 1. 80 minus 70 of 8 minus 7 gee vir my ook 1. En dit word 'n 10. 200 minus 600. Kan ek sê 600 minus 200? Nee, jy moet die boonsteen eers vat. En waar gaan leen ek? Ek gaan leen nie daar skuins oor kan die pad nie. Ek leen direk by my buurvrou. So nou leen ek 'n hele 1000 daar. En hier bly nou net 7000 oor. En as ek ons een leen, dan kan ek hom net hierso langsaan kom neersit. Dan gee hy vir my 1200. So ek plus 1000 daar. Maar onthou, ek sit hom net daar neer, dan hoef ek nou nie op te gaan tel nie. En ek sien dis 1200. Nou kan ek kyk. Die nulle kan afkom. En ek kan sê 12 minus 6 en dit gee vir my 600. Goed. Nou, 7000 minus 1000 is 6000. So, al my getalletjies is nou reg, so jy kan dit net afbring weer. Almal is reg. En ek minus dit van mekaar af. Ek sit dit by mekaar. Onthou hier aan die onderkant, as ek is gelyk aan, dan bind ek hulle weer saam. So ek plus hulle by mekaar. Goed, so daar is optel en aftrek. Onthou, wanneer jy moet leen en wanneer jy moet oordra, om vir my te wys wat het jy gedoen. So dit is kwartaal 1 se werk. Jy weet hoe om op te tel en af te trek, te verdubbel en te halveer. Kom ons kyk nou 'n bietjie wat ons moet weet vir kwartaal 2. Kyk, kwartaal 2 het ons lekker praktiese werk gedoen met breuke. Ons het nog nie veel gewerk van dit nie, want ons het lekker inoefening gedoen. So ons gaan net oor aktiwiteit 1 en 2 in die eksamen skryf. Aktiwiteit 1 is op bladsy 5 tot 6. Dit is groter as, kleiner as en is gelyk aan. En jy moet die breukerang skik in toenemende en afnemende orde. Toeneem beteken dit neem toe, so dit is van klein tot groot. Afneem beteken dit gaan af onder toe, so hy begin groot en hy gaan af onder toe na klein toe. Ok,
Dan aktiwiteit 2 gaan jy die definisies moet ken, of net weet wat is die breuke, so noemerstellers, egte breuke, nie egte breuke, en ekwivalente breuke, gaan jy ook vir my moet doen. So kom ons kyk gou daarna. Ek gaan ook vir jou in die eksamen so 'n breukemuur gee, waarvan jy af kan werk. Jy mag maar op hom krap, en vir jou merkies maak. Ons het mooi geoefen hoe met hom te werk in die klas ook. So kom ons kyk. Hier is sommer 'n maklike een. Rangskik die volgende in toenemende orde, klein na groot. Jy weet mos, die grootste breuk, die kleinste getal is gewoonlik die grootste breuk. So daar's 'n half, jy kan sien 'n half is groot. 1/7, 1/5 en 1/3. So, die grootste getalletjie onder beteken gewoonlik dis die kleinste breuk, want ek het 'n sjokolade, nou moet ek dit in 7 deel, so hy gaan die klein, dan gaan ek die kleinste stukkie kry. As ek hom in 5 moet deel, gaan ek daarom 'n bietjie groter stukkie kry. In 3 gaan my stukkie nog groter raak, en as ek 'n halfte kry, dit is wanneer ek die grootste stuk gaan kry. Hierso sê hy dit vir jou presies so, jy weet hoe om te meet. 'n half, 'n derde, 'n kwart. So hoe groter die getal onder raak, en hoe meer stukke moet jy hom nou deel. So dan kry jy 'n kleiner stukkie. Nou van groot na klein. So onthou, die grootste getal wat onder staan, beteken jy het hom in meer stukkies gedeel, so hy gaan die kleinste breuk wees. So kom ons kyk, waar het jy die 8 stukkies is baie, 3, 4, 12. So as jy hom in 3 stukke deel, dan gaan jy die grootste gedeelte kry. In 4 stukke gaan jy 'n bietjie kleiner stukkie kry, in 8, nog 'n kleiner stuk, maar as jy daai sjokolade in 12 stukkies gaan deel, kyk wat 'n klein stukkie kry jy nou. So hy gaan dan die kleinste wees. Goed, ons maak hom nou 'n bietjie moeiliker. Maar jy het darm jou breukekaart om vanaf te werk. Goed. Hier in jou lêertjie. Kom ons kyk weer. Gebruik die breuke om die volgende in afneem. Afneem beteken dit gaan af onder toe, so dit sê dadelik vir jou, dit is van groot na klein. Kyk. Nou kyk ons. 3/7. Hierdie het ons ook verander. Ek het nie 7 vir jou op jou breukekaart nie, so kom ons sit hom op 8. 3/8, 4/6, 3/5, 3/4, 'n half en 'n derde. So nou gaan kyk jy na jou breukekaart. 3/8. Onthou, daar's 8stes. Hoeveel van hulle soek ek? Ek soek 1, 2, 3 stukkies van hulle. So ek kan vir jou daar 'n merkie maak. Volgende een is 4/6. So 1, 2, 3, 4/6. So ons sien sommer hy is bietjie groter. Dan is dit 3/5. Hier's die 5. So hoeveel van hulle soek ek? 1, 2, 3. Hy is bietjie kleiner hier as die 6stes. OK. Dan 3/4, 3/4. So soek jy getalletjie 4, 1, 2, 3 stukkies van hom. Hy is ook lekker groot. Dan is daar 'n halwe en 'n derde. Net 1/2 en 1/3. OK. Nou gaan kyk ek waar is al my kolletjies. Ek soek eers die grootste een. OK, hierdie ene nie, daai ene nie. Dit lyk vir my, dit is daai ene. 3/4. Hy gaan die verste, hy is die langste. So 3/4 is die grootste. Dan is dit, kom ons kyk, hierso lyk dit vir my dis 1, 2, 3, 4/6. 4/6. So ek het hom gebruik.
Nou, kom ons kyk nie, 'n half is bietjie klein. Hierso is 1 op 5, so dit is 1, 2, 3 op 5. Onthou, jy het nou meer stukkies van die breek. Dit is hoekom 'n half nou kleiner is, want jy het net 1 halfte, maar jy het meer vyftes. Goed, nou is ons by 1 op 5. Dan, kom ons kyk, hierso is, hierdie een lyk 'n bietjie naby, so kom ek gaan kyk hier by die 8 en by die 3de. Goed, daar's die 8stes is langer, so die 1, 2, 3 8stes is dan groter. Dan is dit 'n half en dan die kleinste stukkie se 1/3. En 'n 1/3. Goed, jy gaan dan dieselfde doen as jy dit in toenemende orde doen. Al wat jy dan gaan doen is, jy gaan dit van klein na groot rangskik. So jy mag vir jou merkies maak op jou breekekaart. Gebruik 'n liniaal om te kyk waar is die grootste. Kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. So as ek nou net 'n halwe het, maar ek het 4 sestes, dan beteken dit my 4 blokkies smelt in 1. 1, 2, 3, 4. 4 sestes en dit beteken, dit gaan dan meer wees as die half. Maar as ek net 1 sesde het, dan is die half groter. Ek gaan dit gou-gou net vir jou wys ook met die blokkies. So hier is my hele sjokolade. 'n Bietjie kleiner maak. My hele sjokolade. Ek hoef hom glad nie te deel nie. Maar nou kom my sussie by en nou moet ek hierdie sjokolade deel. So dat ek dit deel tussen my en my sussie. Dit beteken ek deel dit in 2. My 1 sjokolade deel ek in 2 stukke. So daarso kry ons elkeen nou stuk. Nou wil my mamma ook 'n stukkie hê. Nou moet ek dit in 3 deel, want is nou ek, sussie en mamma. Hier deel ek nou my hele sjokolade in 3 stukke. So dit beteken nou kry ons elkeen 'n kleiner stukkie. Want hy word nou in meer stukke gedeel. Nou kom papa ook by nie, hy wil ook 'n stukkie hê. Ag nee, nou moet ek weer my hele sjokolade vat en dit is nou ek, mamma, papa en sussie, so dis nou in 4 stukke. Ons noem dit kwarte. So hier deel ek my sjokolade in 4 stukkies. So nou kry ons elke een nog 'n kleiner stuk. Kyk. So ek gaan hom nou net tot daar doen. Kom ons sit maar 5 ook by. So as oom ook bykom, nou is ons 5 mense wat moet kry. Ek, sussie, mamma, papa, ek, sussie, mamma, papa en my oom. So nou het ek dit in 5 stukke my hele sjokolade gedeel. So nou kry ons nou nog 'n kleiner stukkie. Kyk. So sien jy, en hoe meer dele jy 1 sjokolade deel, hoe kleiner word jou stukkie. Maar nou as ek vir jou sê, ek wil weet, wat is die grootste? 3 op 5, so dit beteken, nie net 1 op 5 nie, 3 vyftes, so dis 1, 2, 3 vyftes, wat ek nou wegvat, of, ek gaan hierdie net bietjie boontoe skuif, of ek wil weet, wat is die grootste? 'n kwart. So 1 kwart gaan daarso pas op die 3 vyftes. So dit beteken, 3 vyftes is dan groter as 'n kwart, maar as ek hierdie wegvat en ek het net 1 van elk, dan gaan 'n kwart groter wees. So as ek vir jou sê, ek het 'n derde, en ek het 'n half, dan weet ons, die half is groter, want ek het hom in 2 gedeel, en hierdie het ek in 3 gedeel. Maar as ek vir jou sê, ek het 2 derdes, dan moet ek ons nou nog 'n derde, 1, 2 derdes. Dan sien ons, okay, maar saam is hulle groter as die half. En so gaan dit aan. So op jou breekekaart kan jy hierdie, krap, as dit vir jou makliker gaan wees, om hulle te rangskik van groot na klein. Goed, dan groter as kleiner as en is gelyk aan,
daar so is hy. Ek gaan dit ook vir jou so 'n tabelletjie gee, en hier in die middel gaan jy vir my invul. Onthou, ek moet net bietjie groter maak, ekskuus, jy mooi kan sien, bietjie ligter maak. OK. So nou gaan ek kyk, wat wil krokodil eet? Onthou, krokodil se mond is oop na die grootste getal toe. Hy wil die grootste getal eet, of die getal nou aan daai kant staan, en of hy nou aan daai kant staan. Hy wil net die grootste getal eet. OK, so kom ons kyk. 3/8 of 2/5. So ek kyk na 8stes en ek kyk na 5stes. Hoeveel 5stes? 2/5. So hy gaan net tot daar. Of 3/8. 1, 2, 3/8. Ek gaan sommer my liniaal vat. Daar's 2/5. O, hier sien ek 2/5 gaan 'n klein stukkie verby 3/8. So wat gaan die krokodil eet? Hy wil eerder die 5stes eet. Daar so. OK. 4/6 of 2/3. Kom ek gaan kyk gou. 4/6. So ek het 1, 2, 3, 4 stukkies van 6. En ek het 2 stukkies van 3. Nou gaan kyk ek, daar's 3 se lyntjie, 2 stukkies van 3, 1, 2 blokkies daar, en ek gaan af na 4/6 toe. O, hulle lyk vir my dieselfde. Sien julle? Hulle lyntjies is presies ewe. Jy kan dit inkleer ook, dan kan jy mooi sien. So hulle is dieselfde, is gelyk aan. OK, 2/4 en 4/6. OK, 2 op 4, so dis 2 blokkies op 4, so hy gaan tot daar, en 4, wat is die volgende ene? 4 op 6, 1, 2, 3, 4 op 6, hier kan ons sommer duidelik sien, die 6stes gaan, sy blokkies gaan verder, so hy is die grootste, so die krokodil gaan, daai kant toe eet. Goed, en so gaan dit aan, so jy gaan so 'n tabelletjie kry, wat jy ook vir my die grootste een moet eet, of as dit gelyk aan is, dan skryf jy is gelyk aan daar. OK, kom ons kyk volgende. Ons het gedoen groter as kleiner as, ons het gedoen toenemende en afnemende orde. So kom ons kyk gou-gou na aktiwiteit 2, die definisies, of jy moet net weet wat die woorde beteken, en die ekwivalente breuke. Dis lekker maklik. Kyk gou-gou daar. OK, ek gaan dit sommer hier op die papier doen. Hierso sien ons 'n egte breek. Eg beteken iets is reg. Dis 'n regte breek. Beteken dat die teller, die boonste getalletjie, is kleiner as die noemer. Die noemer staan onder. So hier kan ek dadelik sien op hierdie skets. Die teller staan bo. Jy kan dit onthou as te vir top. Die teller staan bo, die noemer staan onder aan die breek. En 'n egte breek is as die boonste een, die teller, kleiner is as die noemer. Kom ons kyk. So 'n egte breek, moet jy weet, die teller is kleiner as die noemer. Die teller staan aan die bokant van die breek en die noemer staan aan die onderkant van die breek. Skus, ek skryf nou vinnig, maar jy het dit in jou boek, so gaan kyk daarna. So jy kan nou sien, as ek vir jou 'n sjokolade gee met 8 blokkies. Kom ons maak gou so. As ek vir jou 'n sjokolade gee met 8 blokkies, ek gaan sommer my tellertjie gebruik. So ek gee vir jou 'n sjokolade. Hy het 8 blokkies in. 1, 2, 3,
4, en hulle nou, wat ek net bietjie uitzoom nie, 4, 5, 6, 7, 8. My sjokolade het 8 blokkies. En ek eet, die breek hierso is 5/8 en ek eet 5. Kan ek 5 blokkies eet? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ek het 5 blokkies geëet en daar bly nog oor. Maar, as die teller groter is as die noemer, so kom ons sê, dit is 8/5. So sê nou maar, ek het net 5 blokkies sjokolade, dan kan dit so lyk. 1, 2, 3, 4, 5. Nou wil ek 8 eet, kan ek? Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Ek kan net 5 eet, so dan is dit nie 'n egte breek nie. Dit is hoekom die teller moet kleiner wees as die noemer. Goed, kom ons kyk van die laaste gedeelte. Lekker maklik. Ekwivalente breuke. Ek gaan sommer net hierdie stukkie doen. So jy het baie van dit geoefen in die klas. So jy moet nou al weet hoe om dit te doen reg. Goed. 'n half, 1/2 is gelyk aan wat op 4. So wat is my eerste stap? Ek kyk na die onderste getalle. Net bietjie groot maak. 2 gaan in 4 en hoeveel keer? 2, 4, 2 keer. So dit beteken ek het 2 keer. Ek het gemaal met 2. Maar ek kan nie net die onderste een voer nie. Ek moet die boonste een ook voer, so ek voer hom met dieselfde getal. 1 maal 2 gee vir my 2. Dit wil sê, 'n half is gelyk aan 2/4. Ek gaan vir jou 'n merkie gee hierso as jy vir my wys met wat het jy gemaal en dan 'n merkie as jy vir die antwoord. Goed, kom ons kyk na die volgende. 'n half is wat op 12. So dadelik kyk ek na die eerste getal hieronder. 2 gaan hoeveel keer in 12 in? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dis 6 keer. So ek het die 2 gemaal met 6. Ek kan nie net die onderste getalle voer nie, moet die boonste getal ook voer met dieselfde nommertjie. 1 maal 6 gee vir my 6. En dit is 'n half beteken 6/12. Moenie net vir my die antwoord skryf nie. Ek weet julle is baie slim en julle kan, maar ek wil ook weet met wat het jy gemaal. Goed, ons kyk na die volgende een. 'n derde is wat op 12. So nou moet ek nie meer in 2 tel nie, ek tel nou in 3's. 3, 6, 9, 12. So ek het 4 keer in 3's getel om die antwoord 12 te kry. Ek voer nie net die onderste getal nie, ek voer die boonste getal. 1 maal 4 is 4. En dit beteken, 'n derde is gelyk aan 4/12. Lekker maklik, jy kan vernietpunte hier kry. Jy moet net weet hoe om te tel. Ek gaan sommer hierdie is nou ook waar ons in 3 stel, so kom ons gaan kyk gou hieronder, is enetjie waar ons in 4 stel. So 4 gaan hoeveel keer in 12 in? 4, 8, 12, dis 3 keer. So ons het 3 keer in 4 getel, wat ek onder doen ek bo, 1 maal 3 gee vir my 3, en dit sê vir jou, 'n kwart is 3/12. Okay. Dit kan moeiliker raak, so jy moet gaan kyk bietjie in jou lertjie, gaan oefen dit, skryf dit vir jou neer, laat jy oefen, weet hoe om in 4's te tel, hoe om in 5's te tel, en so aan, en jy het ook 'n telkaart om dit mee uit te werk. Goed, en dan wil ek net gou vir jou vra, as ek vir jou blokke gaan gee in jou eksamen, wat soos hierdie lyk, en ek sê vir jou, jy moet die blok vir my deel, kom ons sê in 'n half, hierdie een moet jy deel in 'n half, wat gaan jy doen? Jy gaan hom presies in die helfte deel. So jy kan hom vir my so in die helfte deel, jy kan hom vir my so in die helfte deel, jy kan hom vir my so in die helfte deel, solank hy presies in die helfte is. So ek gaan hom sommer nou maar so in die helfte deel. Presies hoekie na hoekie. Is hy in die helfte gedeel? Ja. En dan kleer jy vir my een stukkie in. Goed, kom ons deel hierdie een gou in 'n derdes. So dit beteken ek deel hom in hoeveel stukke? 3.
So jy kan hom so in 3 stukke, presies gelyke stukke, of so. Ek gaan hom sommer nou, kom ons maak so, 1, 2, ek gaan nie nou presies meet nie, so ek deel hom in 3 stukkies, daar so is hy in 3 stukkies, en ek kleer 1 van die 3 stukkies in. As daar 'n 2 gestaan het, sou ek 2 stukkies ingekleer het. In kwarte, kan jy hom, dis altyd maklik om 'n kruisie te trek, mooi, in die middel. So dit beteken ek het hom gedeel in kwarte, en ek kleer 1 van daai in. En dan so kan jy hom in 5des deel, in 6des, in 8des, so jy kyk na die onderste getalletjie, waarin jy hom wil deel. Goed, en dit is julle Junie eksamen, julle moet mooi hard leer, ek weet julle kan almal baie goed doen, want julle het hard gewerk in die klas. Lekker leer!